maats, baie welkom by nog 'n Kiekskerk. Is lekker dat jy saam kuier, dat jy saam hier is. Kom ons staan, dan sing ons uit volle bors lekker saam. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dankie maats, kom ons bid en dan gaan ons saam as ons dink oor die woord van die Here. Here Jesus, baie dankie dat ons so saam kan wees, dat ons saam kan kuier, dat ons saam kan leer. Wil U ons seën as ons vandag ook na hierdie woord luister en leer wat U ook vir ons wou kom leer het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maats, ons is in lydingstyd. Lydingstyd beteken dat ons op pad is na die kruisiging en dat ons by Paasfees, dan vier ons Jesus se kruisiging en opstanding. So die tyd van die jaar, ons het mos nou in Desember hier by Kersfees, is die geboorte van Jesus en nou is ons, beweeg ons nader na die kruisiging van Jesus toe. En voor ons by die kruisiging uitkom, het Jesus hier op aarde geleef en hy het sy disippels geleer en een van daai baie spesifieke leergeleenthede, een van die mooiste leergeleenthede kry ons in Matteus 5 tot 7 en dit staan bekend as die bergpredikasie, in Engels the Sermon on the Mount. Dit is eintlik 'n baie simpel naam, want wat beteken dit nou? Die preek wat hy op die berg gestaan het. Dit is so goed ons sê die preek wat sy gepreek het toe sy op die kansel gestaan het. So dit gee nie eintlik vir ons inligting oor presies waaroor hierdie preek gaan nie, maar dalk sê dit vir iets vir ons waar hy wel gestaan het en ons 'n baie spesifieke rede hoekom ons praat van die bergpredikasie of the Sermon on the Mount. Maar die bergpredikasie gaan oor Jesus vat die 10 gebooie, nie 12 nie, die 10 gebooie en dan pak hy dit uit, die 10 gebooie wat Moses ontvang het om te sê jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag steel nie, met al daai reëlings en dan kom pak Jesus dit uit en dan sien ons hoe Jesus dit verstaan. So, hoekom dit die bergpredikasie genoem word of the Sermon on the Mount? Julle onthou toe Moses die 10 gebooie, daai kliptafels gekry het hy opbeweeg na die berg toe. En dit is so amper asof ons daar so 'n knoop in ons oor maak, as iemand opgaan met die berg, dan ontvang hy iets van God af, en wat Moses ontvang is die wette. En dan kom hy mos af en dan gee hy dit vir die volk. En julle sal onthou toe Moses afgekom het, toe kry mos die klomp stouterds daar, toe dans hulle om die goue kalf. Toe kap hy eers die goedstuk en toe moet hy nuus gaan haal, want hy was so kwaad gewees. Maar iets in daai sin van, Jesus is op die berg en hy is besig om hierdie wette uit te lê. En dit het 'n link, 'n koneksie met dit wat Moses ontvang het, toe hy die 10 gebooie ontvang het. En as van vandag, kyk ons na een van daai wette, en ons gaan waar Moses het gekry het, of waar ons het in die Ou Testament kry, gaan ons eers lees, Levitikus 19, laat ons sien, die Ou en die Nuwe Testament praat die hele tyd met mekaar. Ons moet nie dink, die Ou Testament is 'n deel, en toe kom Jesus, en nou het hulle niks meer met mekaar te doen. Hierdie twee is die hele tyd in 'n ooreenskakeling, in 'n heen en weer gesprek met mekaar. Levitikus 19 vers 18 sê, jy mag nie wraak neem, of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here.
Moenie loop en kyk hoe jy iemand kan terugkry nie. Moenie met 'n grief rondloop teen een van die ander van jou volksgenote nie. Jy moet net soveel vir ander omgee as wat jy vir jouself omgee. Ek is die Here. So hier in Levitikus 19 lees ons die eerste keer van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En jy moenie loop en kyk hoe jy mense kan terugkry nie, mense wat jou kwaad gemaak het nie. Jy moet vir ander mense omgee. Ons sien dat as Jesus begin preek en dan is die fariseërs, die ouens wat die wette onderhou het, is hulle die hele tyd besig om hom te ondervra, om te kyk of hy nie dalk ietsie verkeerd leer of ietsie verkeerd sê nie. Onthou, Jesus was ook 'n rabbi gewees. En dan in Matteus 22 dan vra hulle vir hom, sê bietjie vir ons wat is die belangrikste van hierdie 10 wette? Onthou hulle die 10 wette gehad, rondom die 10 wette was daar nog wette. As jy Levitikus, Numeri, Deuteronomium gaan lees, dan sien ons 'n klomp wette en rondom dit het die Jode nog wette geskryf. Die Midrash het hulle geskryf wat wette om die wette was. Eers het hulle dit net mondelings gepraat en toe het hulle dit naderhand begin neerskryf. In die tyd van Jesus was hierdie goed nou al neergeskryf. Matteus 22, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So Jesus sê, ons het hierdie 10 gebooie. Die eerste een wat die belangrikste is dat jy God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met ander woorde jou hele mens wees. En dan die tweede gedeelte is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou maar as ons net vinnig gaan kyk na die 10 gebooie, dan sien ons dat die eerste gedeelte, die eerste 4 gaan oor hoe ons vir God lief is en dan 5 tot 10 gaan hoe ons naaste moet lief hê. Die eerste is, jy mag geen ander gode hê nie. Die tweede is, jy mag nie ander gode aanbid nie. Die derde is, jy mag nie God se naam misbruik nie. Ons mag nie vloek nie. En vloek kan ons mos nou baie oor praat en mense hou daarvan om daaroor te stry. Wie die vloekwoorde uitgedink? Wie sê dis 'n vloekwoord? Maar die oomblik wanneer ons God vloek, wanneer ons iemand anders te vloek, dan is ons by vloek. Daar's baie woorde wat kras is en is sleg om dit te gebruik. Mense praat nie so nie. Maar vloek is wanneer ons die Here se naam begin gebruik. En die Here is baie kwaai daaroor en dis een van die gebooie. En dan die 4de gebod is dat ons die Sabbatdag moet heilig, dat daar 'n dag in die week is dat ons nou by God moet uitkom en dat ons moet instel oor wat God vir ons wil hê, by ander mense moet leer, ons rig ons geloofslewe daarvolgens in. Dan die 5de gebod is, jy moet jou ouers eer, jy moet respek vir hulle hê. Die 6de een is, jy mag nie iemand doodmaak nie. Die 7de een is, dat jy nie mag skei nie, mag nie egbreek pleeg nie. Die 8de een is, jy mag nie steel nie. En die 9de een is, jy mag nie jok oor ander mense nie, mag nie vals getuienis aflê nie. En die laaste een is, jy mag nie begeer nie. So daar is nou ons gaan nie vanoggend deur al hierdie goeters gaan nie, maar die belangrikste is, wat ek dink wat mense moet onthou, is dat as mens dink oor die gebooie, dan gaan dit oor liefde, soos wat Jesus sê, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. En dan onthou julle nou, hoofletter L lyk mos so die eerste 4 wys op boontoe, die armpie na God toe, dis vir wie ons moet lief hê, en die ander armpie van die L, die letter L, wys ons na mekaar, dus ons moet vir God lief wees en ons moet vir mekaar lief wees, en dis hoekom Jesus dit so saamvat. Maar kom ons lees in die bergpredikasie, Matteus 5, van hoe Jesus sê, ons moet vir mekaar lief hê. Want partymal sê ons, Jesus het gekom, en hy het genade gebring, en ons word uit genade gered. Julle het dit nou al baie gehoor. So ons verdien nie dit nie, God het dit vir ons kom gee verniet. Maar wat maak ons dan nou met die wet? Want in die Ou Testament het God vir ons die wet gegee, en as jy die wet nagekom het, was jy God se kind gewees. Maar nou sê ons, dit maak nie saak hoe goed jy die wet nakom nie, jy moet, God red ons uit genade. So, en dit is 'n baie moeilike konsep, selfs vir iemand wat al so oud is soos ek, en ouer, om te verstaan hoe werk hierdie goed heeltemal, want die regte antwoord in ons wêreld is dat ons niks verniet kry nie. Jy moet altyd iets doen, of iets gee, of iets betaal, of as iemand iets vir jou gee, gaan hy oor 2 of 3 weke, of oor 'n jaar vir jou sê, onthou jy, ek het ander dag dit vir jou gedoen, nou jy help my bietjie. So, en God werk nie so nie. So, ons sê, jy doen dit, God het vir ons dit gegee uit genade uit, dit was gratis, maar nie goedkoop nie. Onthou, dit het God se lewe gekos. So ons moet daai konsep mooi verstaan, dat dit vir God baie duur was, maar dat hy dit vir ons verniet gee. En dan, omdat hy dit vir ons gedoen het, doen ons dit omdat ons vir hom lief is, uit dankbaarheid. En dis nogal 'n moeilike ding,
Dis maklik om dit te hoor, is moeilik om dit te gaan leef. Maar kom ons lees Matteus 5. Wees lief vir jou vyand. Julle ken ook die ou opvatting, wees lief vir jou naaste, haat jou vyand. Nou ons het gesien in Levitikus 19 dat daar staan jy moet jou naaste lief hê. Nou nêrens in die Bybel staan daar haat jou vyand nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Maar dit het so half die spreektaal geword. Wees lief vir jou naaste, haat jou vyand. Dit is wat mense het maar so begin praat. En Jesus haal dit so uit hy haal dit uit die Bybel uit aan, maar hy haal dit ook uit die konteks uit aan. Want die Jode is vir 'n klomp mense het hulle niks van gehou nie. Hulle het nie van die Romeine gehou nie, hulle het nie van die Samaritane gehou nie. Die Jode het geglo, hulle is die uitverkore volk van God en die ander tel eintlik nie so baie nie. So Jesus sê, die manier hoe julle leef is dat julle julle naaste liefhet en dat julle julle vyande haat. En dan sê hy, wel, dit is nie waar nie. Ek sê vandag vir julle dat julle ook julle vyande moet lief hê. Bid vir almal wat julle swaar laat kry en julle vervolg. Dan leef julle regtig soos kinders van God. Want hy doen goeie dinge vir almal. Hy laat die son skyn oor die goeie en oor die slegte mense. Hy laat dit ook reën oor goeie mense se grond en oor slegte mense se grond. As julle net daardie mense liefhet met wie julle goed oor die weg kom, moet julle nie verwag om daarvoor 'n medalje vir goeie diens by God te kry nie. Almal doen dit tog, ook slegte mense wat nie in God glo nie. As julle net julle familie en vriende groet en julle nog niks spesiaal gedoen nie, selfs die grootste sondaars groet ook hulle vriende. Julle moet soos julle hemelse Vader wees, hy het almal hier op die aarde lief. As julle ook vol liefde en respek optree teenoor almal met wie julle te doen kry, doen julle presies wat die wet van julle vra. Dan stap julle in die hemelse Vader se voetspore, dan is julle net soos hy. So maat, hier kom sê Jesus, hier is die gebod, jy moet jou naaste lief hê. En dan sê ons maar, het Jesus nou die wet weggevat, of het hy dit neergesit? En dan die waarheid is Jesus het die wet eintlik bietjie moeiliker kom maak. Hy sê ek het vir jou alles gegee, ek het dit vir jou verniet gegee, ek het jou genade gebring, maar as ons dan oor die wet praat en jy doen dit uit dankbaarheid, dan raak dit so bietjie meer ingewikkeld. Jy dink jy moet jou naaste lief hê. Ek sê jy moet jou vyand ook lief hê. Jesus sê as ons net gaaf is met die wat met ons gaaf is ons maar net soos gewone mense, maar as ons kinders van God is, moet ons anders optree. So, wie is ons naaste, wie is jou vyand? Dis nou nogal nie altyd so maklik om uit te figure nie, né? Want jou naaste kan nie net die mense wees wat in jou huis bly nie, want daar's baie meer mense as dit. Wie is ons vyande? Dis 'n moeilike vraag om te vra, want partymal verskil ons vyande. Ons vyande is nie altyd noodwendig dieselfde nie. Jesus vertel 'n baie mooi storie hier rondom. Julle sal onthou die verhaal van die barmhartige Samaritaan. En as die Samaritaan op reis gaan, die een van wie die Jode niks gehou het nie, dan kom hy daar, dan lê daar 'n Jood wat geslaan is, en dan tel hy hom op en hy betaal vir hom en hy versorg hom. So Jesus sê die Samaritane en die Jode is vyande, en hier kom die Samaritaan en hy kom versorg die Jood. So ek dink jou naaste is die een wat jy vandag langs die pad raakloop, wat jou nodig het, vir by wie jy 'n verskil kan maak. En partymal is 'n verskil dat jy net vriendelik is, dat jy net groet, dat jy net daai mens raak sien. Kom ons dink aan iemand wat by die robot staan en vra vir geld. Ons kan nie vir almal by die robot te geld gee nie, en dis nie ook nie noodwendig die regte ding om te doen nie. Partymal as ons vir hulle geld daar gee, dan hou ons hulle daar, want dan gaan hy nooit 'n werkie soek nie, want hy kry mos nou geld om daar te staan. Dit word sy werkie. So partymal moet ons mense aanmoedig om ook, maar ons kan vir hom kos gee, ons kan hom groet, ons kan sy naam leer ken, want die meeste van ons weet, ons ry elke dag by dieselfde robot verby en elke dag staan dieselfde mens daar. So die oomblik as ek iemand se menswaardigheid begin raak sien en hom as 'n mens begin herken, dan begin ek iets raak sien van dat hy my naaste is. En onthou, as ons hoor liefde, en dit is hoe die televisie en die flieks en boeke vir ons sê, dan dink ons rooi hartjies en chocolates en trou, en dis nie die liefde waarvan die Bybel praat nie. Die liefde waarvan die Bybel praat is, ek sien jou raak as 'n mens, ek wil nie jou doodmaak nie, ek wil nie slegte goed vir jou hê nie, ek wil die beste vir jou hê. So ons moet almal wat ons raak sien, elkeen met ons pad kruis, moet ons voorgin om iets te beleef van God se goedheid, maar dit beteken nie ek moet jou beste chommie word nie, dit beteken nie ek moet met jou trou nie, dit beteken nie, so ek sê baie keer ook vir my kinders, as hulle so stout is, dan sê ek,
ek is lief vir jou, maar ek hou nie nou van jou nie. En daar's nog 'n verskil, né? Want die mense vir wie ons moet lief wees, nou nie trou liefde nie, is partymal mense wat goed doen waarvan ons niks hou nie. Maar omdat hulle God se kinders is en omdat hulle deel van God se geskape mense is, moet ons hulle erken as mense en moet ons vir hulle goed toewens. En dan verduidelik Jesus mos nou, as God na ons kyk, dan laat hy reën oor die goeie mense en oor die slegte mense. Hy laat die son skyn oor die goeie mense en oor die slegte mense. So hy behandel ons op dieselfde vlak. Maar dan sterf hy vir ons aan die kruis, en dit is die ander mooi storie wat ons sien hoe God vir ons lief is, dat hy sy lewe kom gee vir slegte mense, ook 'n slegte mens soos ek. Definitief is ek nie net goed nie. Ek het ook goeie eienskappe, maar ek kan baie lelike goeders doen. Ek word baie kwaad, ek kan raas, ek partymal in die verkeer as ek ry word ek kwaad, ek raas partymal onnodig met my kinders. Ons almal het slegte goeders wat ons ook doen. Partymal begeer ek om te hê wat ander mense het, daai lys wat ons nou net deurgegaan het. So almal van ons het ook slegte goed in ons. En dan sê Jesus, maar vir slegte mense het hy sy lewe kom gee. En dan kies ek en jy of ons dit wil aanvaar. Of ons sê maar Jesus word ons persoonlike verlosser en saligmaker. En dit wat ons hier in lydingstyd beleef, is dat God vir ons so lief is, dat hy sy lewe vir ons gegee het. Julle onthou nou Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Nie net die kerk nie net goeie mense nie, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Met ander woorde, almal van ons het 'n gelyke kans om God se kind vir ewig te wees, en ons moet dit kies. En wanneer ons daai liefde ervaar, en as ons besef, maar ek is nie noodwendig 'n goeie mens nie, maar God kies my, dan begin ons iets verstaan van, mense hoef nie noodwendig altyd goed te wees, sodat ek hulle menswaardigheid moet raak sien nie, dat ek vir hulle goed moet wens nie. Liefde het in ons wêreld eintlik bietjie van 'n simpel woord geword, want ons koppel die hele tyd emosie daaraan. Dis eintlik iets wat ons met ons koppe besluit, ek gaan vir hierdie mens goed toewens. En ek dink die meeste van ons, as ons so daaroor dink, dan besef ons, dis moeilik, maar dis iets wat moontlik is. Maar ek kan nie vir almal so lief wees nie. Dis 'n vreemde konsep. Maar om te sê, ek gun vir jou die beste, ek gun vir jou goed, ek gun vir jou geluk, ek gun vir jou dat jy in 'n huis kan bly en lopende water kan hê, dat jy veilig sal wees, dat jou kinders gesond sal wees. Dis die tipe liefde waarvan God praat, om vir iemand anders te goed te gun. So maats, hier verstaan ons iets van die bergpredikasie waar Jesus hierdie een gebod, en daar's nou nog 'n hele paar wat kom as jy van Matteus 5 tot 7 lees. Ons het nou maar een gelees om te sê, hoe het ons vyande lief? Hoe het ons naaste lief? En ek dink ons naaste en ons vyande kom baie naby aan mekaar van wie hulle is. Want as ek vandag iemand wat ek niks van hou nie, wat met my lelik was, ontmoet, dan word daardie vyand my naaste. En dis vrek moeilik. Dit sê nie dis maklik nie, maar dan sê ek wil nie hê jy moet slegte goed beleef nie. Ek wil goeie goed vir jou laat beleef, en ek gun dit vir jou. Maar dit beteken nie jy word my beste vriend nie. Dit beteken ek gun dit ook oor jou reën, dat die son ook skyn, dat jy gelukkig sal wees. Ja, maats, kom ons sluit die oor en dink ons weer saam, en ons vra vir die Here om vir ons te help, want hierdie goed kom nie van self nie. Dis nie maklik om dit te gaan uitleef nie. En dis hoekom ons die hele tyd vra dat die Here ons sal verander, en dat sy gees in ons sal werk, en dit in ons na vore sal bring. Kom ons sluit die oor. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is. Net soos ons is. Here, en ons bely dat ons nie noodwendig goeie mense is nie. Partymal dink ons is daarom nie so sleg soos van die ander nie. Maar as ons eerlik is, Here, dan broei daar maar 'n klomp lelike goed in ons eie harte ook. Daarom wil ons vir U kom dankie sê dat U genade vir ons genoeg is. En dan, Here, kom verander ons, dat wanneer ons besef hoe lief U vir ons is, dat ons ook so lief vir mense kan gaan wees. Dat ons ander mense sal sien van wie ons nie hou nie, wat ons dink nie noodwendig die beste verdien nie, dat ons na hulle sal kyk en sal besef dat U hulle gemaak het, dat U vir hulle lief is, en daarom dat ons ook vir hulle wens om goeie goed te beleef, dat hulle goeie goed sal ervaar en sal beleef, en dat ons op daai manier ook na mense om ons sal kyk. Ons bid dit in Jesus se naam, die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. Amen. Maats, mag jy beleef dat God vir jou baie lief is, en dat sy genade vir jou genoeg is, en mag daardie liefde en genade wat God vir jou het, ook vir jou help om so na ander mense te kyk. Amen.